Hierdie is 'n pragtige staproete en word ook gebruik vir die Albury Wodonga Parkrun. So ons was nou nogal lanklaas hier gewees en dis redelik bebos op die oomblik, maar dis 'n pragtige staproete. Hierdie is 'n reconciliation shield wat gemaak is om te wys dat jy oorgee. It's just a sign of submission. So gee jouself oor aan dit wat kom. Goed, ons eerste beeld hierso is van die verskillende voëls en diere rondom die Murray rivier. Die watervoëls en ander voëls wat hier rond is. Hierso is Murray cod in die rivier, ook 'n hele paar skilpad spesies en dan natuurlik daaronder kan julle sien van yabbies. So 'n yabby is 'n varswaterkreef. Een van my gunsteling dele op hierdie staproete is natuurlik hierdie pragtige oeroue bloekombome. Hulle was hier nog voor enigeen van ons naby aan Australië was. Dit is ongelooflik om hulle te sien, so majestueus. En luister daar vir die voëls. Baie voëls. Die staproete is hier langs die rioolwerke. En soos in baie plekke in die wêreld het die rioolwerke natuurlik die mooiste voëls by hulle reclaimed water dams. Hierdie is 'n baie indrukwekkende dam. Ons sien gereeld pelekane hier en allerlei watervoëls. So kom ons kyk wat ons vandag sien. Net as die mense verby is. Een nadeel van hierdie bloekombome is natuurlik dat hulle takke baie maklik verloor. En hier is nou 'n hele paar ou takke wat hier lê. Net agter Louis is takke wat geval het, vars takke. Nou, in ons omgewing word hierdie takke nie weggevat nie. Hulle sal dit net opsny en dan die takke net daar los, uit die pad uitvat, maar net so los, sodat dit weer deel van die natuur kan word. Interessante feit rondom die Murray River hier rond is dat die rivier deur die Aboriginal stamme hier gedivert is om 'n tipe van 'n singel te vorm en hulle noem dit hulle broodmandjie. Hier is redelik baie vis en yabbies en allerhande watervoedsel hier rond en so hy kronkel so deur hierdie hele omgewing. Dit is redelik diep. Voordat daar treine en so aan was in Australië het hulle natuurlik stoomskepe gebruik wat met die Murray van Adelaide afgery het tot waar hy nou dink in Albury was sy laaste stop. Dis interessant. So ons volgende artist is gemaak, of ons volgende sculpture is gemaak deur die James Fallon High School students. Hulle is almal ook van verskillende Aboriginal stamme. En hulle het met hout gewerk om verskillende kreature te maak, creatures te maak, wat dan natuurlik in die vorm van 'n sitplek rondom 'n vuur uitgesit is, net soos wat 'n Aboriginal stam sou gedoen het. Ja, as ek kan van.
Ja. Goed, ons het nou gestap van die parkeerplek af, die Reconciliation Shield gesien, die seats en nou split hierdie roete, sodat jy 'n sirkel kan stap weer terug tot waar ons nou is, of jy kan aangaan en nog 'n verdere gedeelte stap of draf. Is 'n perfekte voorbeeld van hoe 'n tak gebreek het en afgeval het. En hy word nou maar net weer deel van die natuur. En dit bring ook daai sculpture idee hierin. Maar ek moet sê die bome is definitief vir my die grootste hoogtepunt van hierdie staproete. Paadjies is in 'n baie goeie toestand, baie goed onderhou, dis op die teer gedoen, so jy weet presies waar jou pad is, waar jy moet stap of draf. Baie interessant, die parastoele. Dit was die vorige keer nie hier nie. Ons is ook nou weer in 'n ander seisoen hierso. Ek dink nie hulle is eetbaar nie. Maar dit bring net meer deel van hierdie woudgevoel. Wonder hoe oud hierdie bome is. Natuurlik soos oral is hy baie magpies. Mooi sing hy vir ons. Volgende sculpture word genoem Gugar. Dit is a larger than life version of a small wooden toy guana. So guana is 'n tipe van 'n likewaan. En hulle is redelik klein gewoonlik, maar hierdie een het hulle nou opgeblaas sodat hy in 'n sculpture kan wees. So guanas of 'n likewaan is nogal 'n delikatessen vir Aboriginal people. Hulle kan dit, hulle vang dit en gooi dit in die vuur om dit gaar te maak. Nou in ons omgewing is dit nie baie maklik om hierdie mense uit te ken nie soos in die Northern Territory of Western Australia nie, so die Aboriginal verskillende tribes wat hulle het. Mobs. Lekker swemmie hond in die rivier. So ek kronkel die paadjie nou maar deur vir sy amper 3 kilometer. Die volle roete is 5 kilometer. As jy nou oral stap, maar ons doen net die kort roete vandag. Baie interessante boom hierdie met, ek weet nie wat dit rondom hom is nie, tipe van 'n gewas of 'n ding. Don't know. En dan een van hierdie ou bome is uitgewerk met 'n sculpture. Wat is dit? 'n slang of 'n akkedus? Kom ons lees gou. Of 'n mens. Ja, lyk my dis 'n mens. 'n Wiradjuri woman. So hulle sê hierdie boom was 350 tot 400 jaar oud en is ysterhout. En
The Wiradjuri woman was burned on the possum skin cloak of the opening ceremony of the Commonwealth Games in 2006. Okay. So dit is daarvan afgevat en dan hierdie sculpture gemaak. Interessant. Ja, is pragtig die rivier hier so met die voëls wat so staan in die rivier. Die bome. Ek sou nou nie met 'n groterige bootjie hier wil deurgaan nie, maar ek is seker of van hulle kajak hier deur. Goed, hier gaan ons nou regs draai. Die res van die staproete is links. Ons is nie mal vanoggend nie. So hier is ons volgende sculpture. Ek kan nou nie baie mooi sien nie, maar dit is houtsneewerk en dit lyk soos watervoëls. So dit is message sticks wat natuurlik gebruik is om boodskappe oor te dra van wat gesien is. So kyk daai waterskilpad wat daar in die son lê en bak. Lyk nie of hier vandag enige pelikane is nie, gewoonlik is hier 'n hele klomp. Ek weet glad nie wat se tipe voël dit is nie. Maar hier is nogal baie van hulle, ek weet nie, hulle het sulke lang bene, ek weet nie of hulle loop onder die water en of hulle swem nie. Maar is mooi voëls. Perfekte sondagoggendrustigheid wat ons nodig gehad het vanoggend. Met saam met al die onsekerheid van Ja, ek hou nie van hierdie onsekerheid nie. Ek wil in beheer wees. Die 3 kookaburras is my gunsteling, maar omdat die kinders is, wil ons nou nie te naby gaan nie, of hulle gesigte afneem nie. Maar dit is pragtig uitgebeeld, die 3 voëls. Nog 'n deel van die dam, ongelooflik mooi. So kom ons aan die einde van ons staptog. Like en follow ons vir nog 'n hele paar ander. En as jy op YouTube is, subscribe tot ons kanaal. En so het ons gekom aan die einde van ons sirkelroete. Ons is weer terug waar ons begin het. Louis vind dit baie interessant dat hierdie voël op sy een been staan.